Goeiemôre en ons is vandag weer gou so 'n bietjie in God se woord en ek wil so voorlangs net 'n bietjie gesels of bolangs net 'n bietjie gesels oor die dag, die kruisiging, Goeie Vrydag. Vir baie is dit 'n lekker lang naweek. Vir baie is dit 'n kans om weg te breek saam met familie en vriende en gesin. 'n groot deel van die samelewing mis die betekenis van hierdie tyd wat ons herdenk. Dit is in werklikheid die grootste gebeurtenis op die Christelike kalender, waar Jesus gekom het en sy lewe neergelê het om vir ons weg te skep, om die ewige lewe te kan beerwe. Om dit vir elke gelowige moontlik te maak. Elkeen wat glo in God, elkeen wat sê ek is lief vir God, om dit moontlik te maak om die ewige lewe te beerwe. So sê in Johannes 3 vers 16 vanoggend wat ons sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, dat elkeen hom glo verlore mag gaan. Maar vanoggend is wat ek myself vra is ek werklik lief vir Jesus? As ek lief vir God, as ek lief vir sy woord, as ek lief vir sy gebooie, is ek gehoorsaam, leef ek dit uit wat hy van my verwag? Is ek 'n aansporing vir ander mense, sonder woorde, getuig my lewe daarvan? Die pad na die kruis was een van baie hoogte en ook baie laagtepunte, en ek wil vanmôre net so bolangs daaroor gesels, en ons kan weliswaar daar lank praat oor hierdie gebeurtenis en die dieper betekenis van baie van hierdie dinge. Maar ons sien in die aanloop tot die kruisiging, sien ons dat daar was mense wat opgewonde was oor dat hulle geglo het, want dit is die beloofde koning, dit is die beloofde een wat kom, en hulle het palmtakke en klere voor Jesus gegooi op die pad, en hulle het geskreeu Hosanna, en hulle het hom geëer, en hulle het hom, was baie opgewonde oor hom. Dit terwyl Jesus op 'n nederige donkie verkies het om te reis, nie 'n vurige strydros met alle behangsels en indrukwekkende tye en saals nie, maar met 'n eenvoudige dier het hy ingekom. Dan sien ons dat die laaste Pasga, die heilige nagmaal wat hy saam met sy disippels, sy mense vir wie hy lief was, sy binnekring mense, wat hy saam met hulle geëet het, en hulle het op daardie stadium nog nie werklik verstaan wat die omvang en die betekenis van dit alles is nie. En ons het daardie nagmaal, laaste maal het ons gekry van Jesus wat gesê het, doen dit so dikwels as wat julle by mekaar kom. En in hierdie dag is dan ook 'n goeie idee om die nagmaal te gebruik en die liggaam van Christus, die simbole wat die liggaam en die bloed van Christus verteenwoordig, te gebruik ter nagedagtenis aan hierdie groot offer wat gebring is vir ons. Dan sien ons in Getsemane waar Jesus saam met sy disippels gegaan het en vir hulle gevra het om te waak, en dat hulle in die slaap geraak het, en dat hy gesê het, kan julle nie vir 'n paar uur waak nie. En Jesus het gepraat met sy Vader, hy het gesê, Vader, as dit U wil is dat hierdie beker verbygaan, en God was stil gewees. En Jesus het geweet wat voor lê. Anders as ons sou dit nie oorleef as ons moes weet wat oor 'n halfuur in ons lewe gaan gebeur nie. Wat oormôre vir ons inhou nie, wat die toekoms vir ons inhou nie. Ek dink baie van ons sal sterf van angs. Maar as dit Jesus wat in gebed gaan en wat hierdie hoë vlak van angs beleef, waar sy bloed met sweetdruppels vermeng word, is 'n mediese toestand waar as jy onder hoë angs en spanning is, waar jou are se wande so verdun dat die bloed deurbeweeg in jou sweetkliere in. En ons sien dat Jesus druppels soos bloed gesweet het. Was ek en u al in daardie posisie, waar ons werklik so beangst was, dat ons die gevoel het ons gaan sterf, vir dit wat voor lê, die bang, Judas se verraad, 'n binnekring mens, iemand wat vertrou was met die finansies, sien ons verraai Jesus vir materialisme. Hoeveel keer gebeur dit nie in hierdie dag,
en datum dat mense nog steeds Jesus van materiële gewin verloor nie, ontken nie. Jesus, sien ons, word dan veroordeel deur sy eie mense, en ek dink baie van hierdie mense was mense wat 'n paar dae tevore geskree het, Hosanna, wat hom eer en lof gebring het, wat hulle klere voor hom uitgegooi het, dieselfde mense wat omgedraai het, toe hulle deur emosie aangevuur was, deur die massas. En hoe maklik word ons nie deur emosie aangevuur om dinge te doen en uit te leef wat nie vir ons God se woord wil, om keuses te maak wat miskien nie langtermyn goeie gevolge het nie. Ons sien dat Jesus gaan deur die geesteling, die bespotting. Hy word gespieg, sy baard word uitgerig. Hy word geslaan dat hy nie meer as mens bekend is nie. Sy kosbare bloed vloei om vir my en te voorsiening te maak. En deur dit alles kla en murmureer Jesus nie, hy is stil. Hoe dikwels wanneer daar druk op ons kom, hoe dikwels wanneer ons iets onaangenaams of buite ons keuse en wil ervaar, kla en murmureer ons nie. Raak ons negatief, omdat dinge nie na ons sin is nie. Hier is Jesus wat hierdie uiterste mishandeling deurgaan en hy sê niks. Hy verkies om liewer stil te bly. Want ek glo, hy het geweet dat mense in daardie mindset kan jy nie meer redeneer nie, jy gaan nie anders kan oortuig nie, maar ongeag wat jy sê. Dan die kruis, ons sien voor die kruis sien ons dat Petrus Jesus 3 maal verloon, om homself kooi te skeld, om nie ook gestraf te word nie, omdat hy vrees vir die straf wat kan volg. Hoe dikwels is ons as mens nie geneig om Jesus in omstandighede, wanneer ons gekonfronteer word oor ons geloof, wanneer ons gekonfronteer word oor ons Christelike leefstyl, wat ons sê, ag nee wat, dan verloon ons ook maar vir Jesus. Om ons aansien te bou, om aanvaarbaar te wees. Dan sien ons die kruis, wat een van die wreedste maniere was wat die Romeine gebruik het in daardie tyd, om mense te laat sterf. Jesus wat vasgespijker was aan hout. Ons lees in Jesaja 52 vers 13 en 14, kyk, my knegt sal voorspoedig wees. Hy sal hoog en verhewe, ja baie hoog word. Soos baie hulle oor u verstom het, so misvorm was sy voorkoms geen mens meer nie, en sy gestalte was soos die van 'n mensekind nie. So Jesus was so mishandel dat hy moeilik herkenbaar was as 'n mens. Nou lees ons ook in Jesaja 53, en ek wil al 12 die verse vir u lees. Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog soos 'n loot voor sy aangesig opgespreid, en soos 'n wortel uit die droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mense sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op hom, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee.
en by 'n ryke was hy in die dood, omdat hy geen onreg gedoen het en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom gekrank gemaak en as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak. En hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtige sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy nog tog die sonde van baie gedra het en vir die oortreders gebid het. Is ek en u vanmôre gereed, of is ons bereid, of is ons in staat om vanmôre 'n offer te bring vir Jesus? Is ons vanmôre ook gereed om te kan, saam met Jesus te kan sê dit is volbring, dat die sonde oorwin is, dat die offer gebring was ter vergewing van ons sondes. Jesus het, alhoewel hy keuse gehad het, verkies om ons middelaar te word, die weg na die ewige lewe. 'n geleentheid, 'n kans wat Jesus nie gehad het nie, wat hy kon verkies het om nee te sê. Maar hy het verkies om te sterf vir my en jou. Maar hy het ons in gedagte gehad. Hy het geweet ons is feilbare mense, dat ons vlees en die vyand ons aftrek, en daarom het hy verkies om hierdie offer te bring. Kom ons eer hom vandag vir daardie offer. Hoe eer ons daardie keuse en die offer met ons lewe? Is ek en u bereid om, ek praat nie van dweep nie, ek praat nie van op straathoeke staan en skree nie, maar is ons bereid om uit te roep, om te getuig, om ons lewe so in te rig, dat ons 'n getuienis sal wees vir God se offer, om te kan sê, ons sê dankie, ek lewe die lewe in Christus, want ek wil om eer vir die offer wat hy gebring het vir my. Of wil ons voortgaan in ons vleeslike en materieel gedrewe lewe, van status en voorspoed en tydelike gewin? Wat is ons keuse vandag? Is ons in hierdie dag maar net dankbaar uit gewoonte uit tradisie uit? Of is ons werklik dankbaar? Is ons werklik bereid om vandag dalk 'n ommekeer te maak, om sekere dinge vandag te bely voor Jesus en sê, Here, ek plaas dit aan u voete neer en ek weet dat u offer my krankhede, my sonde, dat u gesterf het daarvoor, dat u dit sal vergewe. Ek hoef nie te twyfel oor dit, as ek dit in opregtheid en waaragtig doen. As ek u met my hele hart soek, sal ek u vind. En sal ek vanmôre die geleentheid kan hê om te kan sê, ek is 'n kind van God, ek leef in oorwinning vir die ewige lewe. Mag jy 'n geseënde naweek hê. Mag jy nie vergeet waaroor hierdie naweek gaan nie. Mag u eer aan God bring. Mag u tyd maak vir Jesus hierdie naweek, gereeld, om saam met u gesin of op u eie tyd saam met Jesus deur te bring.